Goeienaand, Lewende Woord Centurion. Ek is so opgewonde om die tweede week saam met julle te wees. En ek is opgewonde oor wat ons gaan leer vanaand. Ek is ook bly dat ek vir Wouter en dat nog 'n week 'n breek kan gee en weer diep in die woord inspring. Nou, soos julle gesien het laasweek, het ons bietjie gesels oor hoe om die skrif te benader. Ons het gekyk na vertalings en ons het gekyk na hoe jy, ek het vir julle 4 wenke gegee oor hoe om die skrif te benader en dit was 'n lekker tyd wat ons gehad het. Hierdie keer wil ek 'n metode vir jou gee hoe om die skrif prakties te gaan lees. En dan wil ek daai metode gebruik op die boek 1 Tessalonisense. Nou ons gaan nie reg deur die boek kom nie. Ons gaan net so 3 of 4 skriffies bekyk met hierdie metode en dan gaan ons sien hoe pas hierdie metode in. Ek hoop dat na hierdie sessie dat jy huis toe kan gaan met 'n paar gereedskap, 'n paar goedjies om te kyk na die boeke wat Wouter en Dat hanteer. Ek weet julle is nou in die middel van Korintiërs en as jy hierdie metode kan gebruik om deur Korintiërs te werk, miskien gaan jy meer insig en dieper kan verstaan hoe die skrif geïnterpreteer word en hoe die skrif betekenis dra en hoe jy dit kan verstaan. So kom ek bid vir ons en dan begin ons met vandag se les. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie vir u gees wat teenwoordig is om die woord vir ons oop te breek. Here, seën hierdie klas en maak vir ons nuwe waarhede bekend in die naam van Jesus. Amen. Amen. So, wat jy nodig het vir hierdie klas is eerstens 'n pakkie potlode. As jy nie nou by jou het nie, maak seker jy kry net vir jou soos jy hierdie metode gaan toepas. So jy kort 'n pakkie eenvoudige potlode. Dan kort jy jou Bybel. My voorstel sal wees 'n goeie 2020 vertaling of 'n goeie ESV of 'n New King James vertaling. Ek geniet die ESV en van die skrifte wat ek vir julle gaan lees vandag kom uit die ESV uit, maar ook uit die 2020 vertaling uit. As jy wil weet van vertalings, kyk die vorige les, dan sal jy weet hoekom ons hierdie vertalings gebruik. Wonderlik, so kom ons begin met die metode vandag. So hierdie metode het 5 stappe. Die eerste stap is gebed. Jy sal dit sien op die bord agter my. Die tweede stap is waarneming. Die derde stap is interpretasie of interpreteer. Die vierde stap is toepassing en die laaste stap is vertel of proklamasie. Kom ons noem dit so. So ek gaan stil staan by elke een so bietjie en 'n klompie detail vir julle gee oor elke een en dan gaan ons kyk na 1 Tessalonisense en dan gaan baie skrif vir julle lees ook. So maak seker jy het jou Bybel by jou. En soos ek dit vir julle lees, gaan dit vir julle duidelik word. Alright, kom ons gaan na die eerste punt toe. So die eerste punt wat ons het is gebed. So ek het 'n helmet hierso vir julle. Gebed is vir my soos 'n helmet. Voordat jy op jou motorfiets klim, dan maak jy seker jy het jou helmet aan. Voordat jy by 'n groot konstruksieplek gaan werk, sit jy vir jou helmet aan. As jy 'n spoedmotor gaan ry, moet jy vir jou 'n helmet aansit. Hierdie helmet gee vir jou beskerming vir die werk wat jy moet voltooi. So voordat jy begin met die Bybel lees, moet jy bid. Soos ek laasweek gesê het, voordat jy eet, jy 'n gebed doen vir die kos, so ook moet jy 'n gebed doen voordat jy geestelik eet. 'n Helmet is 'n goeie simbool van daai vir my. Alright. So die tweede deel is waarneming en ek het 'n verkyker hierso. So 'n verkyker is iets waarmee jy kyk en partykeer kan jy nie mooi sien sonder hom nie. En dan tel jy hom op en dan kyk jy bietjie verder in die bos in en dan kyk jy weer en dan kyk jy weer en dan kyk jy weer en dan sien jy duideliker wat daar is in die verte. So waarneming is soos 'n verkyker jy moet kyk en kyk en kyk. Die vraag wat jy vra by waarneming is die vraag wat? Wat sê die skrif? Die eerste een is bid. Ons vertrou die Here vir die woord om oopgemaak te word. Die tweede ding is kyk wat sê die skrif. Dit beteken jy gaan lees en weer lees en weer lees en ek gaan nou vir julle verduidelik hoe werk die potlode.
maar jy gaan merk en weer lees en jy gaan uitvind wie doen wat aan wie en wanneer en so, maar nie hoekom nie. OK. So hierso by waarneming vra jy wat sê die teks, maar jy vra nog nie hoekom nie. Dit is by die volgende stap. So ek gaan vinnig deur hulle hardloop en dan gaan ek elke ene bietjie stadiger deurgaan. So, die derde punt, interpreteer, het ek ja, hierso het ek nog 'n tool vir julle. Ek het 'n paar skoene hierso. So hierdie skoene, het julle al gehoor hoe sê mense, jy moet jouself in ander mense se skoene plaas. As dit kom by interpreteer, moet jy regtig jouself in die skoene plaas van die mense wat die skrif die eerste keer gelees het. Om te probeer verstaan wat hierdie teks oorspronklik beteken vir daai eerste lesers. OK, so skoene is 'n goeie simbool vir my van dit. Plaas jouself in die skoene van die oorspronklike lesers. Dan, toepassing is 'n baie belangrike deel, ook van om die woord te leer ken. Nou, ek het 'n selfoon hierso. Nou, 'n selfoon bevat wat ons noem in Engels apps. Daar's 'n klomp apps op hierdie foon. Jy het 'n Bible app, jy het 'n WhatsApp, jy het 'n foto app, jy het deesdae 'n app vir alles. In Afrikaans is 'n app 'n toepassing of 'n toep. En 'n foon is vir my 'n goeie voorbeeld van 'n toepassing. OK, so onthou daai woord, dis 'n nuwe woord ek geleer het, toep. 'n toep vir 'n toepassing. So die vierde punt is 'n toepassing. Ek het ook 'n ander simbool vir dit. Hierso het ek 'n multi-tool, 'n mes. Wouter sê altyd dis belangrik vir 'n man om 'n mes te dra, maar hierdie ding is 'n tool wat jy gebruik om actually iets te gaan doen. Jy vat hierdie ding, jy draai skroef los, jy knip iets af, maar hierdie ding is om mee te werk. So 'n toepassing, die deel van die metode as dit kom by toepassing, is wanneer jy die skrif vat en jy gaan doen ietsie daarmee. Jy vat die beginsel in die skrif en jy gaan pas dit toe in die regte lewe. Baie keer wanneer jy dit toepas, is daar 'n nuwe insig wat jy kry in die skrif ook. So is 'n baie belangrike deel. Die laaste stap, hierso het ek 'n mikrofoon. Die laaste stap is, jy moet met iemand deel wat jy geleer het. Baie keer as jy ietsie lees, en jy leer ietsie, dan verstaan jy dit nie in sy diepte, voordat jy nie dit regtig vir iemand anders te geleer het nie. Baie keer as jy dit vir iemand anders leer, kom daar vrae op by jou, en jy kom agter, wanneer hulle vra, dat jy het nog nie die konsep heeltemal ingekry, of jy verstaan hom nog nie heeltemal nie. So maak seker, jy gaan vertel dit vir iemand anders. OK, so gebed, is belangrik om te bid. Ek het 'n baie mooi helmet hierso geteken, moenie my judge nie. So hierso bid, dis soos 'n helmet. Kyk is soos 'n verkyker, waarneming. Dan interpreteer is soos skoene. OK, so ek gaan sommer 'n skoen hierso teken. Dit is 'n snaakse skoen hierdie, OK, en dis die been. Dan die toepassing, ek gaan sommer 'n foon hierso maak, dis 'n foon, en dan by die vertel gaan ek sommer 'n mikrofoon ding so maak. OK, miskien moet ek nie teken nie. OK, so, hierso het ek gevra, wat beteken, of wat sê die skrif? By interpreteer is waar ek eers vra, hoekom? OK, so die sleutelwoord by waarneming is, wat sê die teks? Die sleutelwoord by die interpretasie is, hoekom sê die teks wat hy sê? So baie keer lees ons in die skrif, dan sien ons, Paulus spreek aan waar die kerk dronk geword het, of mense in die kerk het dronk geword. Nou, by waarneming vra jouself, wat sê die teks? Die teks sê, daar was mense wat dronk geword het, en ek verwys spesifiek na Efesiërs hoofstuk 5. Sê hy, moenie dronk word met wyn nie, maar word dronk in die gees. Miskien was daar 'n probleem in die kerk, dat hulle dronk geword het met wyn. Hoekom anders sou hy dit sê? So die waarneming vraag is, wat sê die teks? Die teks sê, moenie dronk word nie. Die interpretasie sê, hoekom nie? Of hoekom sê hy dit? En die rede hoekom hy dit sê is, dit was potensieel dalk in die kerk.
Hy praat net vroeër dit, of net so voor dit, in Efesiërs 5, praat hy van, moenie vuil grappies maak nie. Nou, die waarneming vraag sal sê, hy sê daar, moenie grappies, of moenie vuil grappies maak nie. By interpreteer vra jy, hoekom sê hy dit? En die rede kan wees, miskien was dit 'n taal wat gebruik is onder die Grieke, of tussen hierdie nuwe Christene in die kerk, en hulle moes nog leer. So die wat vraag is by waarneming, die interpreteer vraag is hoekom. Maar moenie hoekom vra by waarneming nie, vra hoekom by interpreteer. Want jy moet jouself in hulle skoene plaas, en die oorspronklike leser het dalk Efesiërs gelees, en onthou wat se grappies ek gemaak het laasweek, en toe lees ek Efesiërs as iemand wat in Efese gebly het, en nou voel ek aangespreek deur die ding. So jy sit jouself in hulle skoene, en interpreteer die skrif in daai manier. Amen? Great, so kom ons gaan gou 'n bietjie meer detail deur elkeen. So ons het gepraat oor gebed, nou wil ek bietjie stil staan oor waarneming. So nou het jy 'n paar potlode hierso, en met jou potlode wil ek hê jy moet 'n paar goeders waarneem in die skrif. Jy gaan, as jy 1 Tessalonisense lees, ek gaan vir julle sê wat ek gebruik vir my waarneming, en dan kan jy self besluit hoe jy dit wil doen, en hoe jy dit aan mekaar wil sit, en wat se klere wil jy gebruik, en wat se simbole wil jy gebruik. So kom ek sê vir julle wat ek doen. So, wanneer jy waarneem, jy gaan soek vir 'n paar goed in die skrif. Nou, ons gaan 1 Tessalonisense doen, so die eerste ding wat jy moet doen, soos ek gesê het laasweek, is as jy 'n brief lees, lees jy hom van begin tot einde een keer. Dit is hoe ons 'n brief lees, van begin tot einde. Ek het julle vertel van my een vriend wat, as hy 'n brief of 'n e-pos kry, dan lees hy 'n klein bietjie in die middel, en dan reageer hy, en dan later lees hy nog 'n klein bietjie, en dan reageer hy weer, en jy weet, later dan lees hy bietjie die einde van die e-pos, en dan moes hy eintlik al lankal teruggekom het. Nee, dit is die verkeerde manier om 'n brief of 'n e-pos te lees. 'n E-pos lees jy van begin tot einde een keer deur, dieselfde met 'n brief. So jou eerste stap wat jy gaan doen met 1 Tessalonisense, of waarmee jy nou besig is, Korintiërs, is jy gaan bietjie dissipline toepas, en hom lees van begin tot einde in een sit. Jy gaan sit en hom begin tot einde lees. So wat ons baie keer gedoen het, is ons het 'n paar vriende om 'n tafel kom sit, en dan het ons elkeen 'n hoofstuk gevat, en ons het dit mooi gelees tussen mekaar. Okay. So lees hom van begin tot einde. Die tweede ding wat jy gaan doen, is jy gaan vir jou 'n paar klere kies. So wat ek doen, is ek gebruik rooi. My rooi potlood gebruik ek vir mense. Dan het ek 'n groen potlood. Waar is my donkergroen? 'n donkergroen potlood vir plekke. So as ek 'n pleknaam raak lees, dan merk ek dit groen. Dan het ek blou, ligte blou vir Jesus Christus. Elke plek waar ek Jesus sien, kleur ek blou in. Dan het ek ligte groen. Ligte groen gebruik ek vir bevelle, commands. As Paulus 'n bevel gee, dan kleur ek dit groen in. Dan gebruik ek my donkerblou vir God die Vader, en ek gebruik pers, ek moet uithaal hierso, ek gebruik my perspotlood vir die Heilige Gees. So, ja, dan gebruik ek my geel potlood vir beskrywings, mense wat beskryf word. So die lekker ding van dit is, wanneer ek hulle rooi gemerk het, soek ek vir al die rooi plekke, en dan merk ek die geel kleur, waar ek sien daar's 'n beskrywing vir die persoon. So dis 'n baie lekker manier om 'n karakterstudie te doen van iemand in die skrif. Okay. Dan gebruik ek my swart potlood vir ietsie wat ons noem verbindings, of vir, in Engels noem ons dit connectives. Dit is goed soos die woord maar of omdat, of dit is soos die woord in Engels kan ons sê but, therefore, die woord for, die woord because. So dis al hierdie woorde wat een deel van 'n skrif verbind met 'n volgende deel. So omdat, soos ek verneem het, soos julle gehoor het, so nou dat julle weet, gaan ons nou hierdie sê, of so al daai woorde
wat die een deel van die skrif met die volgende deel van die skrif verbind. En die woord bad of wat is dit nou in Afrikaans? 'n woord wat 'n kontras aandui, is ook een wat ek net so maak. Ek gaan gou kyk wat sê dit in die skrif by 1 Tessalonisense. In 1 Tessalonisense, jy kan saam met my gaan na hoofstuk 2 vers 17 toe. In hoofstuk 2 vers 17 sê dit, wat ons betref, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was. So in Engels sê dit, but since we were torn away from you. So daai woord but is ook 'n connective. Okay, en hierso sê dit, wat ons betref. Ja, jy kan hom ook merk, of daarom is definitief ene. Okay, so dis waarvoor ek my swart potlood gebruik. Dan, een van my gunsteling goed om te gebruik is my oranje potlood. My oranje potlood gebruik ek vir dit wat herhaal. So woorde wat herhaal word, gebruik ek dit. In Tessalonisense word die woord geloof baie herhaal. So elke plek waar ek hom sien, kleur ek hom in oranje, en dan kan ek sien hoe dit deurloop. So as ek gaan na Romeine toe, na die boek van Romeine toe, en ek gaan na hoofstuk 2 toe, die woord wet, as jy hom net inkleer, hoeveel keer hy voorkom, dan kan jy baie duidelik sien, waar praat Paulus oor die wet, en waar praat hy oor geloof, en jy kan ook sien, dat die deel wat hy praat oor die wet, omdat jy nou alles ingekleer het, kan jy sien hoeveel keer dit voorkom, en jy kan sien dat sy fokus daar is miskien op die wet van Moses, wat die Jode impakteer. En daar kan jy 'n studie doen oor die wet. So maak seker jou oranje potlood is nie te ver weg nie. Dan, ja, dit is omtrent hoofsaaklik die klere wat ek gebruik. Ja, maak seker jy gebruik daai klere. Maar daar's nog baie ander goed wat jy ook kan waarneem. Jy kan kyk na idees wat herhaal, jy kan kyk na woorde wat herhaal, jy kan kyk na advies wat gegee word, jy kan kyk na waarskuwings oor die toekoms. As jy 'n eindtye studie wil doen, kan jy kyk na watse waarskuwings herhaal en word Paulus gee, so jy kan 'n kleur kies en al die waarskuwings gaan inkleer. Jy kan kyk na goed soos emosies, jy kan kyk na persoonlike gedagtes wat die skrywer het, jy kan kyk na tipes literatuur, as jy kyk na 1 Johannes, dan is dit brief, maar dan is daar so een deel waar hy 'n gediggie skryf, jy kan dit oplet, jy kan kyk na illustrasies wat die skrywer gee, jy kan kyk na hoe die boek gestruktureer is, jy kan dalk jou swart potlood vat, en net blokke trek met watse titels, of watse idees die skrywer mee deel in die paragrawe, en hoe die boek opgedeel is. As jy kyk na 1 Tessalonisense 1, kan jy sien, as jy die beskrywing potlood vat, dan sal jy sien, die hele eerste 3 hoofstukke is net beskrywing van wat gebeur het met hulle in hulle verlede. Maar van hoofstuk 4 af, is dit oor die toekoms. So daar's 'n groot kontras tussen die eerste 3 hoofstukke en die laaste 2 hoofstukke. En ek het dit agtergekom deur net my geel en my groen potlood te gebruik. My geel potlood het die beskrywings waargeneem, en dat die eerste 3 hoofstukke vol van hulle is. En my groen potlood het die bevelle waargeneem, wat die 4de en 5de hoofstukke vol is van bevelle. Okay, jy kan nog kyk na kontraste, jy kan kyk na goeders wat progress, soos byvoorbeeld iets wat opbou. Jy kan kyk na vergelykings, jy kan kyk na die woord of na sinne wat 'n ding opsom. Jy kan kyk na tipes figures of speech, wat mense dit in Afrikaans, metafore of daai tipe goeders. Jy kan kyk na vrae en antwoorde, soos byvoorbeeld in Korintiërs kan jy sien dat Paulus is besig om 'n klomp vrae te beantwoord. Ja, en jy kan kyk na lyste. Paulus hou daarvan om lyste te maak, lyste van gawes, lyste van rolle in die kerk, al daai tipe goeders, jy kan dit ook waarneem. Maar hierdie klere wat ek vir julle nou gesê het hierso, wat ek gebruik, is maar die basiese klere. So ek wil hê jy moet jou klere uithaal
en 'n lekker ding daarvan maak en dit saam met jou vriende om 'n tafel sit en sê, okay, ons gaan nou lekker hoofstuk 1, die hele boek lees van 1 tot die laaste hoofstuk en dan gaan ons klere vat, dan gaan ons weer deur hom gaan en ons gaan al die goeders waarneem. Die mense, die plekke, Jesus se naam, die Vader, die goed wat herhaal word, die beskrywings, die bevelle, die plekke ensovoorts ensovoorts. So ek gaan nou gou 'n paar van dit waarneem in die teks van 1 Tessalonisense. Ek gaan dit sommer die ESV doen, die English Standard Version, dan kan julle sien waarvan ek praat. So soos ek laasweek gesê het, is daar 'n struktuur aan 'n brief en ek het dit waargeneem deur om in hoofstuk 1 te sien dat Paulus, Silvanus en Timoteus is die skrywers van hierdie brief en hulle name het ek gemerk. Dan het ek ook in vers 3, hoofstuk 1, staan dit daar dat Paulus hulle onthou vir hulle liefdeswerk en vir die standvastige hoop wat in hulle kerk is. So daai deel is 'n deel wat die kerk beskryf. So 'n geel potlood gaan daar werk. Dan is daar plekke in vers 7. Daar's plekke daar. Dit sê, so that you became an example to all the believers in Macedonia, in Achaia, en hy noem 2 plekke daarso. So dis plekke. So hierdie brief is geskryf in daai area. So die plekke is belangrik om waar te neem daar. Hy praat in hoofstuk 2 van Filippi, en hy praat in hoofstuk 2 vers 14 praat hy van Judea, in hoofstuk 3 praat hy van Athene, Athens, en dis 'n belangrike waarneming daai. So maak seker jy vat jou groen somme nou, en jy merk in hoofstuk 2, vers 2 Filippi, vers 14 Judea, en hoofstuk 3 vers 1 merk jy Athene, en ons gaan nou terugkom na daai dele toe. Okay, maar hierso by hierdie kom jy net agter wat staan in die skrif. Jy vra nog nie hoekom nie, jy vra wat gaan hierso aan, en dis al wat jy doen in hierdie area. Gebruik jou klere, sien wat die teks sê, wie het wat aan wie gedoen, maar nie hoekom nie. En dan sal jy regkom. Dis so maklik soos dit. Ek kry altyd, waar ek gewerk het, kry ek 'n paar tieners bymekaar, en dan doen ons dit saam. En dis baie lekker om in te kleer in die skrif. Cool, dan, by interpreteer, is dit belangrik om die vraag hoekom te vra. Alright, nou dit maak dit so bietjie moeiliker. Dan moet jy so 'n bietjie agtergrond kry. Nou, omdat ek laasweek gesê dat Handelinge is die goed wat gebeur het, en die briewe pas so in Handelinge in, gaan ek nou vir ons lees uit Handelinge uit. So jy kan saam met my gaan na Handelinge toe. Gaan sommer na Handelinge hoofstuk 16 toe. Blaai saam met my soontoe. Handelinge hoofstuk 16. Great. In Handelinge 16 sal jy sien dat hulle is iewerste en hulle kry toe 'n droom wat hulle sê hulle moet oor die see gaan van 'n plek met die naam Troas af. En hulle moet van daar af gaan na 'n plek toe, 'n provinsie wat hulle noem Macedonia. En hulle gaan toe Macedonia toe, en daar kan ons lees van wat hulle doen. Ek wil 'n spesifieke vers vir julle lees, waar hulle daarvan praat, in hoofstuk 16 van vers 11 af, sê dit hierdie. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samothrace en die volgende dag by Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in hierdie deel van Macedonië, en ook 'n Romeinse kolonie in hierdie stad waar ons 'n paar dae gebly. Kan jy sien wat 'n belangrike inligting gee hulle vir ons daaroor die boek Filippense wat geskryf is aan hierdie plek. Hierdie plek, die kerk waar die Filippense was, is 'n belangrike stad in Macedonië en is 'n Romeinse kolonie. Dit is groot waarde wanneer dit kom by die interpretasie. Okay. Dan, en toe wat daar gebeur het, is hulle die evangelie verkondig, en hulle was in die tronk gegooi, en hulle was geslaan, en dit was 'n baie slegte tyd vir hulle. Daar kan ons lees in hoofstuk 16. Dan, hulle was in die tronk daar, en hulle het gelukkig die tronk wag na die Here toe gelei, en alles het toe goed gegaan. Hulle is toe uit daar, na 'n groot geskarrel, en dan gaan ons na hoofstuk 17 toe. Hoor gou wat sê hoofstuk 17. Paulus hulle het deur Amphipolis en Apollonia na Thessalonika toe gereis.
En daar waar 'n Joodse sinagoge was. Maar wat Paulus se gewoonte is, hy het daarin gegaan en in die Sabbat dae na mekaar, die 3 Sabbat dae na mekaar die skrif met die Jode geredeneer. En hy het ook met die Grieke gepraat en toe is daar geskarrel en daar's konflik weer en hulle moes toe vir Paulus uit die Thessalonika vinnig uit laat vlug. Okay, so lees gou vers 10 saam met my. In vers 10 sê dit, sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toegestuur. Daar aangekom, hulle het na die Joodse sinagoge toe gegaan, die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. So in die Engels sê dit hierdie, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Daar was 'n gevaar gewees en hulle moes in die nag wegvaar van Thessalonika af Berea toe. Ja, en hulle was weg sonder dat hulle dit wou doen. En toe in vers 16, hoor gou wat sê vers 16 in Handelinge. Dit sê toe, terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontaardig geword toe hy sien hoe vol afgodbeelde die stad is. So daar het hy gewag vir daai mense spesifiek by Athene. So hy het beweeg van Filippi na Thessalonika, van Thessalonika na Berea, van Berea na Athene en daar het hy gewag. So iewers tussenin het Silas en Timoteus nie meer saam met hom beweeg nie. En toe van daar af het hy die evangelie gepreek in Athene en toe gaan hy na 'n ander plek toe en ek wil vir julle lees in Handelinge hoofstuk 18 sê dit hierdie. Hierna het Paulus Athene verlaat, na die Korinte toe gegaan. En vers 5 sê hierdie, nadat Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig. So hulle was Macedonië toe gewees. So dit beteken hulle was terug na die Thessalonisense kerk toe gewees om te hoor hoe gaan dit. So kom ons lees gou in Thessalonisense. Hoor gou hierdie. En mense, hierdie is nog nie die hoekom vra nie. Hierdie is nog net wat aangaan. En hierdie agtergrond gaan die hoekom makliker maak. Okay, so kom ons lees in 1 Thessalonisense hoofstuk 2. Wag, voordat ons hoofstuk 2 toe gaan, ons lees hoofstuk 1 vers 7, sê hierdie. So that you may become an example to all the believers in Macedonia and in Achaia. So nou weet ons dat die Thessalonisense kerk in Macedonië is. En hy sê dat die evangelie verkondig mag word in die hele Macedonië. Okay, nou gaan ons na hoofstuk 2 vers 1 toe. Hoor gou wat sê dit in hoofstuk 2 vers 1. Dit sê hierdie: julle weet tog self broers dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons 'n kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons met ons moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks vele teenkanting. In Engels sê hy, but though we had already suffered and been shamefully treated in Philippi. Wat het gebeur in Filippi? Gaan lees Handelinge hoofstuk 16. Hulle was in die tronk gegooi. Dis baie duidelik. So as jy dan die hoekom vraag vra, hoekom sê Paulus dat hulle was sleg behandel in Filippi? Hoekom sê dit? Want dit was wat gebeur het met hulle voordat hierdie brief geskryf was. Dis die antwoord. Dan net so 'n bietjie verder in hoofstuk, kom ons gaan sommer na hoofstuk 2 vers 17 toe. Hy sê so, wat ons betref broers, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nie uit die hart nie. In Engels sê dit, but since we were torn away from you brothers for a short time. Ek kan nie presies onthou wat daai woord in Grieks was nie, maar die woord in Grieks daar vir torn away is die woord wat beteken, dis soos 'n kind wat weg van haar ma afgevat word. Dis 'n kind en 'n ma wat geskei word, in angs en bewering geskei word. Dit is 'n angsaanjaende gevoel wat die woord beskryf. En hoekom sê Paulus hierdie? Ons is weer by hierdie vraag. Hoekom sê Paulus, ons was weg van julle af geskeur? Want in hoofstuk 17 van Handelinge sê dit, dat hulle moes in die nag weggevat word. Hulle moes weghardloop in die nag na Berea toe, voordat hulle Athene toe gegaan het. Dit is belangrik, dit gee vir ons die antwoord. Dan hoofstuk 3, vers 1 sê hierdie.
toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agter te bly. Okay. Paulus het daar gebly in Athene en hy het toe vir Timoteus gestuur. In vers 2, ons het vir Timoteus, ons broer, ons medewerker in diens van God, wat saam met julle die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur, om julle in die geloof te versterk en moed in te hou. So hulle kon dit nie meer hou nie, en hulle stuur toe vir Timoteus terug. Ons sien toe in hoofstuk 17, in Handelinge, dat Paulus in Athene was, en hierso sê hy, ons was bereid om daar te bly, en vir Timoteus terug te stuur, Macedonië of na Thessalonika toe. En hy het dit gedoen. En toe ons lees in hoofstuk 18, waar Paulus na Korinthe toe gegaan het, en toe het Timoteus en Silas vir Paulus weer daar ontmoet, terwyl hy die woord gespreek het. Daar het Timoteus en Silas vir Paulus woord gebring, dat het goed gaan met die Thessalonisense kerk, en dit het vir Paulus aangehits toe, om hierdie brief te skryf. Lees gou saam met my in hoofstuk 3 van vers 6 af. Nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinneringe van ons het, en dat julle net so na ons verlang, soos ons na julle. Paulus het na hulle verlang, en Timoteus het hom kom vertel, van hoe bly hulle was, oor hulle wat daar was, en hoe hulle verlang en alles. Kan jy sien dat die Handelinge en Thessalonisense so in mekaar inpas, en Handelinge gee 'n bietjie agtergrond vir ons, en die agtergrond help ons om die hoekom vraag te antwoord in 1 Thessalonisense. Mense, as jy deur Handelinge werk, jy kan al die briewe iewerste inpas by 'n gebeurtenis in Handelinge. In Handelinge praat hulle van Filippi, hulle praat van Efese, hulle praat van Thessalonika, hulle praat van die Korinthe kerk, waar Paulus ook die brief aan die Romeine geskryf het. So mense, as jy al hierdie detailtjies gaan uitsoek met jou klere, so eenvoudig soos hierdie, met jou klere, gaan jy agterkom hoe hierdie goed in mekaar inpas. Dis baie opwindend, ek wil vir jou huiswerk gee, vat 1 Thessalonisense, en gaan lees Handelinge hoofstuk 16, 17, 18, dan gaan lees jy 1 Thessalonisense hoofstuk 1, 2 en 3, en merk die plekke en die mense, en kyk of jy daai twee kan bymekaar bring. Dit is 'n baie opwindende projek, en dit is presies wat in Korintiërs gebeur. Die brief Korintiërs is ook geskryf aan die Korinthe kerk. Jy kan gaan lees van die Korinthe kerk in hoofstuk 18 van Handelinge, en soos jy lees deur die brief ook, sal jy agterkom die vraag wat Paulus antwoord in die brief aan die Korinthe, is baie van die uitdagings wat die kerk beleef het. As jy 'n karakterstudie wil doen oor die kerk van Korinthe, gaan kyk maar net wat spreek Paulus aan daar, en jy sal weet presies wat so tipe kerk Korinthe was. Dit is eintlik 'n baie goeie en aktiewe kerk, veral met die Heilige Gees. Mense, dankie. Ek hoop ek het so kort tyd saam met julle om hierdie so prakties as moontlik te maak, maar hier is jou sleutel. 'n Brief lees jy van begin tot einde, kies jou klere, en gaan merk jou Bybel, en dan gaan lees jy Handelinge, en dan vra jy hoekom. En as jy dit klaar gedoen het, gaan deel jy of jy gaan pas dit eers toe. Jy gaan pas dit toe in jou lewe, die beginsels wat jy geleer het, en dan moet jy dit vir iemand vertel. Net soos wat jy vir iemand moet gaan vertel hoe om jou Bybel te lees volgens hierdie metode. Dankie julle, dit was goed. Jy het huiswerk, en ek dink volgende week gaan jy aan met Korintiërs sterkte, en ek hoop jy pas hierdie beginsels toe, en ek hoop jy kan bietjie dieper verstaan hoe om die skrif te benader. Mag jy geseënd wees. Amen.